Johannes 19 vers 38 tot 42. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toegegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met geurolie behandel en in doeke toegedraai soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. In hierdie teksgedeelte lees ons dat Josef van Arimatea na Pilatus toe gaan en die liggaam van Jesus vra. En dan gaan begrawe hy die liggaam van Jesus in 'n nuwe graf waar daar nog nooit voorheen iemand begrawe is nie. Nou mag dit vir jou vreemd klink as jy hoor in 'n nuwe graf waar niemand nog ooit voorheen begrawe was nie. Dit was algemeen gewees dat grafte hergebruik is in die Bybelse tyd. En wanneer Josef van Arimatea Jesus se liggaam van die kruis afhaal om hom te begrawe, dan kom Nikodemus met 50 liter geurolie om die liggaam mee te behandel. Wie is Josef van Arimatea en wie is Nikodemus? Josef van Arimatea en Nikodemus is twee lede van die Joodse Raad. Hulle is 'n uitverkore groepie van 70 mense wat die godsdienstige leiers van die Joodse volk is. Maar anders as die meeste ander fariseërs en skrifgeleerdes het hulle in Jesus geglo. Maar Johannes sê Josef het in die geheim geglo omdat hy bang was vir die Joodse Raad. Hulle was daar gewees toe die Joodse Raad beplan het om Jesus gevange te neem. Hulle was by gewees toe die Joodse Raad vroeër soldate gestuur het om Jesus gevange te neem, maar toe onverrigter sake teruggekom het en gesê het, ons het nog nooit voorheen iemand gesien wat met soveel gesag praat nie. Hulle het probeer opstaan en sê, maar moet ons nie eers hierdie man, Jesus se kant van die storie hoor voordat ons hom veroordeel nie? En toe het die ander wetgeleerdes so hulle stil gemaak en hulle het stil gebly. So baie keer is ons skaam om te erken en vir die wêreld te wys, ons is kinders van die Here. Ja, wanneer ons by die kerk is, wanneer ons tussen medegelowiges is, dan is dit maklik om vir die Here te getuig, dan is dit maklik om op te staan vir die Here. Maar wanneer ek by die werk is, op die sportveld is, daar tussen mense wat glad nie glo nie, tussen ateïste dalk en mense van ander gelowe, dan is dit so moeilik. Maar kom ons leer vandag en ons doen wat Josef van Arimatea op die ou end gedoen het en wat Nikodemus gedoen het. Nadat Jesus gesterf het, het hulle nie meer omgegee wie weet hulle is volgelinge van Jesus nie. Hulle het nie meer in die geheim gehandel nie. Hulle het openbloot na Pilatus toe gegaan. Hulle het die liggaam geneem en Jesus in 'n nuwe graf begrawe. Vra vandag vir die Here om jou krag te gee, dat jy jou nooit vir hom sal skaam nie, dat jy sal opstaan vir hom, selfs al kos dit alles van jou. Here, baie dankie dat U die volle prys betaal het. Dankie dat Josef en Nikodemus U begrawe het in 'n nuwe graf. Here, dankie dat hulle op die ou einde nie meer bang was nie. Vergewe my waar ek baie keer skaam is, dat mense sal weet ek is U volgeling. Geef vir my 'n vrymoedigheid om te getuig en vir die wêreld te vertel, U is die koning van die konings, die heerser van die heersers. Here, ek loof U vandag met my lewe. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.